In hierdie video gaan ons die GPS metode toepas op Genesis hoofstuk 22 vanaf vers 2. Voor ons die GPS metode toepas op Genesis 22, kom ons lees dit eers. Ons gaan van vers 2 af lees, Genesis 22. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as 'n brandoffer daar, op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. En dan gaan ons verby 'n paar verse, tot by vers 12. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek wat jy dien, jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapraam, wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy die ram gaan vat, en hom in die plek van sy seun, as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Dit is ek die Here wat praat, ek lê 'n eed by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak, soos die sterre aan die hemel, en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyand in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe, en hulle het almal na Berseba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. So kom ons gaan kyk hoe ons die GPS metode op Genesis 22 kan toepas. Nou ons besef daar is 3 prosesse, die verstaansproses, wat vir ons help om by die boodskappe aan die oorspronklike ontvanger te kom. Dan kyk ons of ons dit kan toepas in die 21ste eeu, en dan kyk ons hoe ons dit kan kommunikeer. Maar kom ons begin by die verstaanproses, en ons gebruik die akroniem van START. En die eerste een is situasie. Wat is die situasie van Genesis 22? Nou ons weet dat God het 'n verbond met Abraham gesluit. In Genesis 12 roep die Here vir hom, in Genesis 15 word die verbond gesluit, dat die Here hom gaan seën en dat hy 'n groot nasie sal wees. En hier in hierdie episode kom vra die Here van hom sy enigste seun te offer. So ons kan skryf hierso by die situasie, hy moet sy seun offer, sy seun Isak, offer vir Isak. Dan nommer 2 gaan kyk ons na die tipe literatuursoort, want die literatuursoort gaan bepaal hoe ons hierdie gedeelte gaan analiseer. Want ons geanalyseer gedigte en stories en simboliek 'n bietjie anderste. Nou in hierdie gedeelte het ons gesien dat ons het met prosa te doen, en prosa kan ook onderverdeel word, en hierdie is 'n narratief. Ons het in die eerste video gesien oor die narratiewe, dat narratiewe kan verdeel word in gelykenisse, in gesprekvoering, en in hierdie geval is dit 'n storie. En dit bring ons dan nou by die skrifgedeelte, by die proses van analise. Nou moet ons weet, dit is 'n storie, dit is 'n narratief. Kyk ons nommer 1 na die episodes. Nou 'n episode is basies waar 'n gebeurtenis afspeel met dieselfde karakters, plek en tyd. Nou ons sien hierso in hierdie gedeelte is daar dieselfde karakters, is Abraham en Isak en God. Dit is by dieselfde plek waar dit plaasvind. So hierdie is eintlik een episode. Genesis 22 vers 2 tot 19 is een episode. En klomp episodes maak dan een verhaal. En dan die tweede ding waarna ons kyk in die proses van analise is die plotstruktuur. Nou die plotstruktuur is maar net die manier hoe die verhaal of die episode ontwikkel om ons aandag te bou. En dit word gedoen deur spanning te skep en ook spanning te verlig. En dan saam met die plotstruktuur kyk ons dan na die hoofelemente van hierdie gedeelte, die hoofelemente. Nou ons gaan dit sommer gelyktydig doen, die plotstruktuur en die hoofelemente. Nou as ons hierso lees, dan sien ons dat vers 2, God het vir Abraham gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy lief het, na die landstreek Moria toe, en offer jou seun, as 'n brandoffer, daar op die berge wat ek jou sal aanwys. So onmiddellik voel ons aan, maar hier is 'n probleem.
is eintlik 'n groot probleem, want God het dan vir Abraham gesê, jy gaan enige groot nageslag wees, en nou moet hy sy enigste seun opoffer. So, mens kan sê, hierdie probleem is die element wat spanning veroorsaak. En dit wil dan vir ons sê, maar nou moet ons verder lees, want daar is spanning, wat gaan nou gebeur? En dan sien ons van vers 12 af, intussen in die Here gesien, maar Abraham is desperaat, hy gaan sy seun offer. En toe God het sien in vers 12, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie, nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram, wat aan sy horings in 'n bos gevang is. Hy het die ram gevat en hom in die plek van sy seun geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. So die Here het vir hom 'n rammetjie voorsien in die plek van Isak. Daar word nou nog gesê op die berg van die Here word voorsien. Nou ons kan sien van vers 12 tot 13 het ons hierso 'n oplossing. Die oplossing van die probleem, God voorsien 'n lammetjie of 'n ram. Oplossing, mens kan sê die spanning word verlig. Die verligting van spanning. En met, hoe word dit gedoen? God voorsien 'n lammetjie. En dan van vers 16 af sien ons, dit is ek die Here wat praat, ek lê eet by myself af dat ek jou sal seën, oor wat jy gedoen het, jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie, ek sal jou vrugbaar maak, jou 'n nageslag so baie soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see maak, jou nageslag sal steur in besit neem, en jy sal geseën wees. En toe het Abraham teruggegaan na Berseba toe. So hier sien ons dan die resultaat. So hierdie episode het dan die 3 elemente waarna ons kyk in episodes, in die plotstruktuur. Dit het 'n probleem, dit skep spanning, dit het 'n oplossing, en dan het dit ook 'n resultaat. En dan kyk ons dan ook na die hoofelemente hier, so ons sien dan die probleem is dat Abraham moet 'n offer bring. Hy moet sy enigste seun offer. En dan sien ons, hier gebeur iets wonderlik, die Here voorsien. Dis die ander hoofelement. Die Here voorsien. En wat is die resultaat? Die Here gaan hom seën. Hy gaan baie seën ervaar. So die plotstruktuur het ons gesien, probleem, oplossing, resultaat, en die hoofelemente is hier, so dat die Here het vir hom 'n skaapram voorsien, en die Here gaan hom dan ook geweldig seën. So mens kan dus sê, dat die boodskap, en dis die derde dingetjie hier, so wat is die boodskap? By die proses van analise, is dat ons sien dat hierdie, wat ons hierso geskryf het, kan ons sê, is dan ook dan die boodskap. En dan gaan ons na nommer 4 toe. Nou, vergelyk dit met die res van die Bybel. Nou, as jy die res van die Bybel lees, dan sien ons, maar die Here voorsien. Maar miskien moet ons net bietjie bysê. Ons het so ietsie gemis hierso. Die Here voorsien, en ek wil graag 2 woorde hierso byskrywe, op 'n verrassende manier, en ook op 'n onvoorspelbare manier. Niemand het voorspel die Here gaan dit doen nie, onvoorspelbaar. En wat ons kan bysê, is dat die Here mense gebruik in hierdie proses. Mense word gebruik. Abraham is gehoorsaam. Mense word gebruik in die manier dat God voorsien. So mens kan sê dat die boodskap aan die oorspronklike ontvanger is dat die Here voorsien op 'n verrassende en onvoorspelbare wyse, en hy gebruik mense in daai proses. Nou is die vraag, vergelyk dit met die res van die Bybel. As jy die res van die Bybel lees, dan sien ons, maar dit is eintlik waar dat die Here op verrassende en onvoorspelbare wyse voorsien, en hy gebruik mense ook in die proses. Daar is byvoorbeeld die verhaal van Josef. Josef word in 'n put gegooi, en die res van die verhaal is dat hy eindig in tweede bevel van Egipte, en so word die hele volk later van hongersnood gered. Onvoorspelbaar hoe die Here werk. En die ander een is Naomi. In die boek Rut, Naomi verloor haar man, haar seuns,
en sy word hierdie ongelukkige weduwee, geen toekoms nie, en dan op 'n buitengewone, onvoorspelbare manier versoen die Here, en daar word 'n klein kind vir haar gebore met die naam Obed, en hy word deel van die voorgeslag van Jesus. En die ander ene is die boek van Ester. Ester was Ester het nie 'n ma en 'n pa gehad nie, so sy was 'n weeskind gewees in 'n vreemde land, en in daai vreemde land in ballingskap in Persië word sy gekies as die koningin, omdat sy die skoningskompetisie gewen het, en toe sy later vir die koning gevra om haar mense te laat terugtrek na die beloofde land, en so het God dan ook op 'n onvoorspelbare wyse dan ook voorsien. En dan sien ons, ja, die res van die Bybel getuig daarvan, en dan ook kan ons Bybelkommentare lees om net ons bevindinge te toets, en ek kan vir jou waarborg as jy enige kommentaar gaan lees of studie Bybel, dat die boodskap in die oorspronklike ontvanger is dan inderdaad dat die Here voorsien op verrassende en op 'n onvoorspelbare wyse, en hy gebruik mense dan in die proses. So dit is dan die proses van verstaan. Ons gaan deur hierdie 5 stappies van situasie, tipe, literatuursoort, analise, res van die Bybel en toets. Dan kom ons na die boodskap by oorspronklike ontvanger. Nou by nommer 2, eerste proses verstaan, tweede proses toepassing. Kan ons hierdie boodskap wat ons daar gekry toepas in die 21ste eeu? Kan ons? En dan vra ons vir onsself vooraf, is dit seremonieel, kultureel of siviel hierdie boodskap wat ons daar gekry het? Indien dit wel is, dan weet ons pas dit nie toe nie, want dit is insidenteel. Alles wat kultureel, seremonieel en siviel is insidenteel. Beteken, ons pas dit nie meer vandag toe nie, want die seremoniele wet is in Jesus vervul, ons kulturele bedrywighede is anderste, en ons siviele wet is anderste van daai tyd. Dan sien ons dat die boodskap in die oorspronklike ontvanger, dat God op onvoorspelbare wyse voorsien is, nie 'n seremoniele wet nie. Dit is ook nie kulturele wet nie, dit is ook nie siviele wet nie, maar is wel 'n morele wet. Daarom is dit essensieel. Dit is vir alle tye waar, en daarom kan ons dit dan in die 21ste eeu toepas. Byvoorbeeld, jy kan voel, maar jou lewe is soos Abraham sinne, jy is absoluut in 'n doodloopstraat. Jy weet nie wat ek kan doen nie. En dan kan ons ook soos Abraham later agterkom in sy proses van gehoorsaamheid, dat die Here kan wel voorsien op 'n onvoorspelbare wyse. Dis nie altyd maklik in die lewe as ons dinge ervaar wat nie vir ons sin maak nie. Jy weet, ons worstel, ons vra vir onsself, maar hoe gaan ek ooit uit hierdie situasie kom? Dan moet 'n mens maar net gefokus bly en gehoorsaam bly. Sorg dat jy jou omring met goeie vriende, en dan op onvoorspelbare wyse, as jy oë mooi oophou, sal jy ervaar dat die Here wel ons doodloopstraat is, soos Josef se doodloopstraat in die put. Naomi wat gevoel het, maar ek is weerloos, ek is 'n weduwee. Ester wat gevoel het, maar ek is 'n weeskind, ek is niks werd nie. Daai doodloopstrate kan vir jou 'n nuwe begin wees. Dit voel soos jou soos die einde, maar vir die Here kan dit 'n nuwe begin wees. En dan kan jy ook soos Abraham sê, maar die Here voorsien op onvoorspelbare en op verrassende wyse, omdat hy vir ons lief is.